Goeiedag. Ons kyk weer na die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus, dit wat gekom het bykans 2000 jaar terug, vir elke mens, en dat elke mens daardie wonderlike voorreg het om hierdie werklikheid te kan aanvaar. Maar die probleem is, dat die skrif sê vir ons Romeine 10, van vers 13 af, hy sê nie almal het dit gehoor nie, hy sê want nie almal preek dit nie, en hy sê hoe lieflik is die voete van hulle wat die evangelie van die goeie verkondig. Met ander woorde, dis ons hele werklikheid, as hy vir ons sê, skrif sê vir ons in byvoorbeeld 2 Korintiërs 5, dan praat hy vers 18, hy sê dit is alles uit God, wat die wêreld met homself versoen het, en ons die bediening van versoening gegee het. So as ons nie die bediening van versoening hoor nie, dan het mense nie die voorreg om dit te aanvaar nie, en dit is die rede waarom mense verlore gaan. So, baie belangrik is dit dat ons gaan kyk na ons hele lewe in ons, die natuurlike byvoorbeeld, en ek sê altyd, die skrif sê, dat elke knie sal buig, en elke mond sal bely, en dan sê ons, dit is iets wat eendag gaan gebeur, as almal voor die regterstoel gaan staan, en die mense wat sit nie wou buig nie. Mense, dit is baie belangrik dat ons sien, ons hele samelewing en die skrif sê daarvan, gaan kyk in die natuurlike, dan sien julle daar's 'n God, veral Romeine 1. Ons sit met 'n sisteem waar ons, met 'n onderwyssysteem in ons land, waar kinders gaan skool toe, en dan baie keer is dit nou graad 0, en ons het nou al graad 00, en voorskool, en al die graad R, en al daardie werklikhede wat nog bygekom het, maar die ou tradisionele konsep is, gaan 'n kind vir 12 jaar skool toe, hy gaan laerskool, dan gaan hy hoërskool toe, en na hoërskool, dan gaan hy en hy gaan studeer, of hy gaan loop 'n ambag, of hy kry een of ander kwalifikasie, en dis op 'n stadium kom hy wat hy daai werklikhede moet gaan toepas. Jy kry dit ook, dat die sielkunde praat daarvan, dat daar's party mense wat anders studeer, omdat hulle te bang is om te gaan werk. Maar nou nie daaroor praat nie, maar dit is so belangrik, dat een of ander tyd moet jy hierdie kennis vat wat jy het, en dit gaan toepas. En dan dieselfde probleem wat ons het met die geestelike. Jesus kom en hy praat in Markus 16, sê vir sy disippels, hy sê, gaan verkondig hierdie evangelie in die ganse mensdom. Hy sê, vir hulle wat geglo het, en hulle doop het, sal gered word, en vir hulle wat geglo het, sal die volgende tekens volg, en dan noem hy dit daar, en dan sê hy, en Jesus het opgevaar in die hemel, en hulle het uitgegaan, en hulle het hierdie woord gaan preek, en God het saamgewerk deur allerhande wonders en tekens. Jy sien, hulle dit gaan toepas, dit wat hulle vir 3 jaar saam met Jesus geleer het hulle gaan toepas. En dan sien jy, dis die werklikheid wat daar gekom het. God doen mos nie 'n ding heeltemal verniet nie. Maar dan sit ons en ons kyk na onsself, dan besef ons nie aldag dat ons hele werklikheid gaan oor die geestelike nie. Elke mens sal een of ander tyd sal jou uurglas leegloop op planeet aarde, en die skrif sê, Hebreërs 9 sê, dan gaan ons voor God staan, en wat gaan antwoord gaan jy? Jy gaan niks saam nie, ons het al 4 keer gesê, dat jy kan niks saam met jou vat nie. En dan kyk ons na Hebreërs 5, byvoorbeeld vers 11, dan sê hy, waarvoor ons veel te sê het wat swaar is om te verklaar, omdat hulle traag geword het om te hoor, want geloof kom deur die gehoor, en gehoor deur die woord van God. Hy sê, want hoewel hulle vanweer die tyd leraars behoort te wees, nou, meeste gevalle dan studeer 'n leraar 7 jaar, van het 4 jaar, van het 3 jaar, maak nou nie saak, ek wil nie daar praat nie, maar ek vat net myself, ek praat nie oor ander mense nie, ek praat net oor myself, sit vir 42 jaar lank in 'n kerk, en ek weet nog steeds nie wat die skrif sê nie. Dis nie die kerk se probleem, dis nie die dominee se probleem, dis my probleem. Want ek het gegaan en ek het die banke warm gesit, want ek was in onkunde gewees. Jy sien, hy sê hier, want julle behoort teen hierdie tyd leraars te wees. Mense, ons moet onsself daai vraag vra. Dis nie 'n aanklag, maar mens moet jou daardie vraag vra. Waar staan ek? Behoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie.
Want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy nog 'n kind is. Wat 'n belediging is dit, as jy gaan sit en kyk, word nie toegelaat in ons onderwysstelsel dat 'n kind byvoorbeeld 15 jaar oud in graad 1 kan wees nie, want ek meen hy skeer al en nou moet hy in graad 1 wees, saam met die ander kinders sit. Dit word nie toegelaat nie. Maar in die geestelike sien ons, hier sê die skrif vir ons, hy sê julle is nou al groot mense, hy sê julle behoort al predikante, julle behoort al leraars te wees, maar julle het weer behoefte aan melk. Met ander woorde, jy dra nog, jy gaan werk, jy is 'n dokter of 'n professor, maar jy het nog 'n titiebottel in jou sak. Daai ding kan nie werk in die natuurlike nie. Hoe sal dit werk in die geestelike? Jy sien, so baie belangrik dat ons gaan kyk. Hy sê omdat hulle nog 'n kind is, maar vaste spys is vir volwassenes wat vir die wat die geestesvermoë besit deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. Mense, as jy nie oefen, as jy gym toe gaan en jy gaan net so een keer in 'n maand gym toe, dan gaan daar niks regtig met jou gebeur nie. So dis baie belangrik. Die skrif sê vir ons, hier's 'n probleem dat mense pas nie dit toe. Dit wat ons weet, pas ons nie toe nie. En dit is waarom ons in ons geestelike lewens, ons sit in die natuurlike, het ons spiere en al daai goed, in die geestelike lewe het ons geen werklikheid dalk nie, omdat ons nog 'n kind is. Nou kyk mooi, die skrif sê ons moet hierdie werklikhede toepas. Ek gaan vir ons lees Kolossense 1, hierso so van vers 9 af. Hy sê, daarom hou ons ook nie op nie, van die dag af dat ons dit gehoor het, om vir julle te bid en te vra dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil in alle wysheid en geestelike insig. Paulus bid hier, hy sê, Vader, hy sê, ek wil net hê die mense moet vervul word met kennis van sy wil in alle wysheid en geestelike insig. Dis baie belangrik. Jy kry mense wat verskriklik baie kennis het in die natuurlike, en dan kyk jy in die geestelike, dan het hulle geen kennis daar nie. Maar die natuurlike sal vergaan, ons weet dit, en ons sien dit elke dag. Jy kan gaan kyk in die spieël, dan sien jy word ouer, maar daar's 'n tyd wat ons moet besef, een van die grootste probleme wat ons het is, dit wat ons het, pas ons nie toe nie. Dit sê nie dat ouens wat in die natuurlike bodybuilders is, het nie 'n geestelike werklikheid nie. Ek het al gesien, baie van hulle, die rugby spelers en fris manne, dan sien jy hoe hulle oop voor televisie en alles, die Here sal dankie sê wanneer hulle iets 3 gedruk het of wat ook al. Ek praat nie daarvan, ek sê maar gaan toets jouself. Waar staan jy in die natuurlike en waar staan jy in die geestelike? Elke knie sal buig. Ons het 'n stelsel waarin ons sien waar jy moet, ek meen dit help nie, jy gaan heeltyd agterloop nie. Jy moet jouself in hierdie werklikhede bekwam, maar hoeveel te meer nie in die geestelike nie. Hy sê sodat jy waardiglik voor die Here mag wandel en om hom in alles te behaag en julle in elke goeie werk vrug mag dra en in die kennis van God mag groei. Jy sien, daar moet groei kom. En in die natuurlike moet daar groei kom. Jy moet langer word, jy moet groter word, jy moet na volgende standaards toe gaan, jy moet salarisverhoging kry, daar's heeltyd 'n progressie in alle areas, of jy kan dit nie keer nie. Maar in die geestelike sit ons dat ons bly nog steeds babas. En dit is waar die skrif vir ons sê die probleem. En een van die groot werklikhede daar is, dat ons pas nie hierdie werklikhede in ons lewe toe nie. Kyk wat skryf Filippense, as hy praat hier, Paulus, onthou sy briewe wat hy skryf van Efesiërs, Filippense, Romeine, selfde dinge wat hy skryf vir hulle. Hy sê vers 9, hy sê, en ek bid, dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring. Alle ervaring, as jy nie uitgaan nie, soos die disippels uitgegaan het, hulle sê, en hulle hierdie evangelie gaan verkondig, en God het saamgewerk nie. So dis baie belangrik, dat ons moet ervaring kry, want hoe kry mense ervaring? Net deur hierdie werklikhede te gaan toepas. Kom ons kyk gou wat sê hy hierin, wat nog 'n probleem is in 1 Johannes 5, praat hy vir ons, hy sê,
Hoe is dit dat julle die getuienis van mense glo, maar julle glo nie wat God sê nie? Kyk mooi, hy sê, as ons die getuienis van mense aanneem, die getuienis van God is groter, omdat dit die getuienis van God is, wat hy aangaande sy seun getuig het. So ons ander probleem wat ons het, is dat ons moet God se kennis verkondig. Ons moet God se oortuiging, want dis wat geloof is. Geloof is 'n oortuiging. Ons moet God se oortuiging verkondig, nie ons eie nie. So, ons moet God se werklikheid gaan toepas in hierdie lewe. Jesus het met sy disippels gewerk en hy sê, en hy het hulle uitgestuur met sy opdrag, nie met hulle opdrag nie, met sy opdrag. En hulle het gegaan en alle mense, as hulle in huise kom, demone uitgedryf en siekes gesond gemaak. Maar jy sien, dit is absoluut wanneer ons by God se oortuiging bly en nie ons eie oortuiging nie. Een Bybel, een handleiding en ons sit met oor 3000 tot 5000 verskillende denominasies wat dieselfde handboek gebruik. Hy sê, wie in die seun van God glo, het die getuienis in homself. Hy wat God nie glo nie, het hom tot 'n leienaar gemaak, omdat hy die getuienis nie geglo het wat God aangaande sy seun getuig het nie. Sien, hierdie is God se getuienis en ervaring kry jy wanneer jy God se werklikhede verkondig. Anders sit jy weer. Jy het traag geword om te hoor, jy het weer 'n behoefte aan melk, omdat jy kinders is, en dan sit jy vir hoe lank in dit, en dan besef jy, dat jy in die geestelike nog 'n kind is. Hy sê, en dit is die getuienis, net een ding, dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy seun. Hy wat die seun het die lewe, hy wat die seun nie het nie die lewe nie. Nou, mense, baie belangrik, dit is God se getuienis, en dit is wat ons moet uitdra, dit is wat ons moet glo. Die volgende werklikheid wat ons nou moet kyk is, dat Jesus bid in Johannes 17, en bid hy, Vader, maak hulle een. Soos wat ek in u en u in my is, dat ek in hulle en hulle in my kan wees, sodat ons almal een kan wees. Jy sien, dit is die werklikheid, dat ons is nou, en dit is, die skrif is vol van dit, en as jy vir enige Christen vra, dan sê hy, Jesus het sy lewe vir my kom gee. Ek het nou die lewe van Jesus. Jy sien, so dis baie belangrik, en dit is 'n werklikheid. Maar ons moet besef dat God het ons een gemaak in hom, nie in ons nie. En dit is die belangrikste. So ons is een daarbo. Kolossense 3 sê, as julle dan saam met Christus opgestaan het, soek die dinge daarbo, nie die dinge wat hier onder is nie. Hy sê, want julle het gesterwe, saam met Christus gesterf, en julle lewe is nou saam met Christus verborge in God. Vers 3, Kolossense 3 vers 3. Jou lewe is nou saam met Christus verborge in God. Die 4de versie sê, wanneer Christus wat ons lewe is, geopenbaar word, sal ons ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Mense, wanneer jy hierdie werklikhede gaan toets, en dan kom 'n probleem na jou toe, en jy besef, Christus is my lewe, want ek het mos my ou lewe afgelê, en ek het Jesus aangeneem as my lewe, dis 'n redelike godsdienst. Nou kom 'n situasie na jou toe, dan sê jy vir hom, groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. Dan moet jy dit toepas, en dan sal jy sien, dit bly 'n werklikheid, en dit bly die enigste werklikheid. Maar omdat ons dit nie toepas nie, kry ons nie deur die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskei nie. Dawid sit met hierdie werklikhede, en hy kom voor Goliat te staan. En wat sê hy vir Goliat? Hy sê, ek het op die leeu en die beer geoefen. Kan jy dink? Want hy het dit toegepas, hy het hierdie werklikhede toegepas, en nou kom hy en hy staan voor hierdie onbesneede Filistyn. En hy sê vir hom, ek het nie 'n probleem met jou nie, ek kom na jou toe in die naam van God. Jy sien, maar want hy het dit geoefen, en dit is hoekom hy dit toegepas in sy lewe. En toe hy die probleem voor hom staan, toe het hy nie 'n probleem daarmee nie, en hy sê, ek gaan jou hanteer. So dit is die werklikheid wat ons moet toepas. As hy sê in Efesiërs 2 vers 19, baie mooi skrifgie, hy sê, ons is nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. So jy moet jou nou begin gedra, jy moet nou begin optree, jy moet nou betrokke raak soos 'n huisgenoot van God. Nie soos 'n wurm nie, nie soos 'n bywoner nie. Absoluut in hierdie oortuiging van
Ek is 'n kind van God, God is my pa en ek is deel van sy huishouding. As hy in 2 Petrus 1 vers 2 tot 4 dan sê hy, immers sy goddelike krag het ons alles geskenk. Kyk mooi, wanneer jy in enige situasie kom, dan sê hy, immers sy goddelike krag het ons alles geskenk, wat tot die lewe in Godsvrug dien. Jy sien, dit is so belangrik, hy sê maar deur die kennis van hom. Ons moet tot 'n kennis van dit kom, en geloof kom deur die gehoor, gehoor deur die woord van God, en Hebreërs, waar ek begin het, 5 vers 11 sê, julle het traag geword om te hoor, julle het traag geword om hierdie goed toe te pas in julle lewe, die goed waarvan die skrif praat, traag geword daarmee. Hy sê, deur die kennis van hom wat ons geroep het tot sy heerlikheid en deeg, 2 Petrus 1 vers 3. En dan kom hy in die 4de vers en sê, waardeur hy ons die grootste en kosbaarste beloftes geskenk het. Hoekom het hy dit vir ons geskenk? Sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur. Dis nou, watter het hy vir ons geskenk? Hy het vir ons sy lewe geskenk. My lewe is nou saam met Christus verborge in God. Sien jy, ons is nou deel van die goddelike natuur. Ons is nou medeburgers van die heiliges en huisgenoot van God, deel van die goddelike natuur. Maar vertel dit vir baie mense, dan gaan hy sê, joh, dis godslasterlik. Maar die skrif sê dis wat jy is. As hy sê 1 Korintiërs 1 vers 30, dis alles uit God wat ons in Christus gesit het, wat vir ons geword het, ons wysheid, ons geregtigheid, ons heiligheid en ons verlossing. Pas dit in jou lewe toe. Sien jy, gaan staan voor die spieël en sê vir jouself, ek is die geregtigheid van God. Nie enige iets uit myself nie, want ek het gesterwe. My lewe is nou saam met Christus verborge in God. Sien jouself geregtig. Anders sal jy nooit by daai werklikhede uitkom nie. Mense, baie, baie belangrik is as ons gaan kyk na byvoorbeeld Efesiërs 4, as hy praat in Efesiërs 4 van vers 12 af, 12:13 af, hy sê, vers 11, hy het die 5voudige bediening gegee, vers 12, om die heiliges toe te rus vir hul dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus. Jy sien, die heiliges toe te rus vir hul dienswerk tot opbouing van die liggaam. Ons is aktief binne in dis 'n lewe, dis nie 'n passiwiteit nie. Jy moet hierdie werklikhede gaan toepas. Dieselfde ywer in wat jy in jou werksomstandighede het, moet jy in die geestelike, en inteendeel veel meer as dit. Hy sê, tot die opbouing van die liggaam van Christus, en wanneer jy met hierdie opbouing van die liggaam van Christus is, dan sê hy, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof, en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man. As jy genoeg kos eet en verlang kos eet, word jy 'n groot mens. En dieselfde, as jy genoeg van hierdie geestelike werklikhede eet, en dit aanhou eet, en nie terugdeins nie, hy sê, soos wat jy Christus ontvang het, wandel so in hom, bly in hom, nee. En dan sal jy geestelik groei, dan sal 'n groter werklikheid kom, hy sê, tot die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus, dis wat God vir ons het, maar dan sal die vyand ons sinne verblind, sodat ons daai werklikheid nie sien nie, en daai werklikheid nie op ons skyn nie. Nou, een van die belangrike goed, as ons net teruggaan na Matteus toe, ons kyk na Matteus 6, dan sê hy, wat is die probleem? Hy sê, ons fokus is die probleem. Hy sê, die oog is die probleem. Nou weet ons, dat jou oog is dit wat sien. Nou sê hy, Matteus 6 vers 22, die lamp van die liggaam is die oog, en as die oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. Jy sien, as dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? Mense, baie belangrik, hy sê as jou oog verlig is, sal die hele liggaam verlig wees. En dan moet jy dit ook sien, as ons praat van die kerk, is die liggaam van Christus, as jou bediening duisternis is, as jou bediening nie verligting is nie, want Jesus Christus is die lig van die lewe, dan sal jy nie in daai werklikheid wandel nie, dan sal jou hele gemeente in duisternis wees. Dis hoekom dit so belangrik is, dat ons met hierdie werklikheid kyk. Hy sê, Jesus is die waaragtige lig wat gekom het om die hele wêreld te verlig. So, dis belangrik dat jy die goed in die skrif reg sien. Hy praat, en ek dink Timoteus daarvan, hy sê, of Tessalonisense, maar hy sê,
dat jy moet die waarheid reg sny. Jy moet hierdie werklikhede reg sny. Daar's 'n Ou Testament, daar's 'n Nuwe Testament. Daar's 'n boodskap voor die kruis en daar's 'n boodskap na die kruis. Daar's wet en daar's genade. Jy moet hierdie goed reg sny. Dit is soos 'n perd. As jy 'n perd vat, wat gebeur met 'n perd as jy sy regterteel trek, dan draai hy regs? Hoekom? Want jy draai sy kop reg. So daar waar jou kop gaan, dit wat jy sien in die skrif, is dit wat jy gaan leef. Hy sê, en as jy die duisternis sien, sal jy in die duisternis leef, en jy sal dan die duisternis toepas. Mense, baie, baie belangrik, ons fokus in die lewe is so belangrik. Vat net vir Petrus, ek dink is daar Matteus 14, dan gaan Petrus, en hy kom by Jesus, en hy's nie arrogant nie. Mense het al probeer om op water te loop. Nee, Petrus gaan. Hy sê, Here, as dit U is. Jy sien, ons praat die hele tyd oor die woord, nee. Hy sê, Here, as dit U is, beveel my om na U toe te kom. Met ander woorde, spreek 'n woord, sodat ek op die woord kan loop, nie op die water nie, sodat ek op U woord kan loop wat U sê. En Jesus sê, kom. En hy loop oor daai oortuiging dat Jesus het gesê ek moet kom. En hy fokus op dit. Onthou, die skrif sê vir ons, dit was 'n storm op die see gewees. Die mense was bang gewees. En hy oorkom daai storm deur net sy fokus op Jesus te hou. En hy pas dit toe. Nee. En hy kom op 'n punt wat hy sy fokus afhaal van Jesus af. Afhaal van die woord van Christus af, wat gesê het, kom, en hy begin twyfel, het hy nou gesê, kom of nie kom nie, en toe kyk hy na die omstandighede, en sy fokus gaan af van Jesus af, en toe begin sy selfe omstandighede, daai storm hom insluit, en Jesus is natuurlik daar, en hy help hom, hy steek sy hand uit, en hy help hom. So, mense, baie, baie belangrik, dat ons hele werklikheid gaan oor ons fokus, nee, dat ons fokus, kyk, dit wat jy sien, en dat jy bly op Jesus gefokus wees, en jy begin daai werklikhede toepas, en selfs al sien jy nie 'n ding nie, Hebreërs 11 vers 1 sê, geloof, want alles gaan oor geloof, 'n oortuiging. Geloof is dan 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, die dinge wat ons nie sien nie. Jy sien, Romeine 8 sê, wat help het julle, as julle dit kan sien, hoekom hoop julle daarop? So geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n verwagting wat jy het, die dinge wat ons nie sien nie. En dan praat hy daarvan in Romeine 4, dan praat hy van Abraham, wat die vader van geloof was. Dan sê hy, dat Abraham het vasgestaan, dan praat hy in vers 17 daarvan, hy sê, in hierdie God wat die dinge wat nie bestaan nie, roep asof dit bestaan. Met ander woorde, jy moet die uitslag sien, al sien jy dit nie voor jou nie, moet jy die uitslag al sien. En dit is wat geloof is, en dit is waar jou fokus moet wees, en dit is wat jy in jou lewe toepas. Mense, kom ons kyk net, as jy byvoorbeeld siek is, en jy bid vir genesing, en jy kan nie sien hoe loop jy buite rond, of hoe hard loop jy buite rond nie, waarvoor wil jy gesond word? Jy sien, baie keer dan bid ons, en dan sien jy jouself maar nog in die bed, dan gaan dit gaan nie 'n werklikheid wees nie, alhoewel God ook genadig is en mense help, maar die werklikheid daarvan is geloof, is vir hulle wat die dinge wat nie bestaan nie, roep asof dit bestaan, en dit sal 'n werklikheid wees, en jy sal dit verkry. So, mense, baie, baie belangrik, een van die groot probleme wat ons het, is dat ons begin hierdie kennis kyk, en ons oog begin fokus op die geregtigheid, op die vryspraak, maar ons pas dit nie in ons lewe toe nie, dan sal jy nooit weet of dit werk nie. Maar danksy daarvoor dat ons die geleentheid het, die evangelie het, die woord het, en mense met wie ons dit kan toepas, en dan sê hy, as Christus nou in julle is, Kolossense 1 vers 26, moet jy dit aan ander mense sê, hy sê, jy moet alle mense in alle wysheid onderrig, en elke mens volmaak in Christus voorstel. Amen.